Goeiedag, ek is Gerard van die kerk, saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Nou vandag begin ons met 'n nuwe boek, Markus. En net so vinnig as oorsig oor Markus, en asseblief, dit is net my vinnige raakvat aan dit. Kyk gerus na die videoklip wat ons met julle deel, wat vir ons 'n totale oorsig gee oor wat Markus as boek behels en dek. Maar vir my is die sleutelgedeelte wat ek leer in Markus, is in Markus 10 vers 44 tot 45, waar daar staan, en elkeen onder julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Jesus Christus, die grootste en belangrikste. Hy is die Messias, die seun van God, maar hy het as 'n dienaar na die wêreld toe gekom. En deel van sy dien was om sy lewe te gee as 'n sigbare en konkrete bewys van sy diens en redding vir my en vir jou te bewerkstellig. En dit is waaroor Markus vir my in sleutelaspek oor gaan. Maar wat vir my interessant is ook, wanneer ons kyk na Markus, word Jesus se identiteit uitgebeeld grootliks in dit wat hy gedoen het en nie noodwendig in dit wat hy gesê het nie. Want hier word 18 wonderwerke in Markus beskryf, terwyl slegs 4 gelykenisse vertel word. So ons sien iets van Jesus in aksie. Maar ons lees vandag Markus 1 vers 1 tot 13. En hierdie deel met die koms van die Messias, die voorbereiding van die koms van Jesus Christus as Messias, sy doop, sy versoeking, en dit is belangrik vir ons om te besef dat Markus begin met 'n verklaring, dat hierdie is die goeie nuus oor Jesus Christus, die seun van God, na wie die profetes voorspel het, Jesaja en ander, dat die koms van 'n boodskapper kom, wat die pad vir die Here sal voorberei. En Johannes die Doper vervul die rol om mense op te roep tot bekering en te doop as teken van vergifnis en sonde. Dan gaan die deel aan en ons lees van Jesus se doop deur Johannes in die Jordaanrivier, wat ons vandag weet, die begin van sy openbare bediening dan ook was, en waar die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus sigbaar neergedaal het, en 'n stem uit die hemel verklaar het, jy is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En hierdie gebeurtenis bevestig dan ook vir ons Jesus Christus se messiaanse identiteit en die begin van sy werk hier op aarde. En natuurlik, die volgende deel wat ons dan lees is die versoeking van Jesus 40 dae lank deur Satan, toe die Heilige Gees Jesus Christus in die woestyn ingelei het. En natuurlik weet ons wat die uitkoms was. Jesus bly onberispelik en word uiteindelik bedien deur die engele. En dit toon vir ons Jesus se volharding en gehoorsaamheid aan God se wil, selfs in die aangesig van versoeking in die vlees as 'n mens. So, net so 'n paar gedagtes om aan te dink. Hier sien ons dat die koms van die Messias was voorspel, maar is ook nou vervul. En Markus verbind hierdie gebeure rondom Johannes die Doper en Jesus se doop direk aan die Ou Testamentiese profeseë, wat die vervulling van God se beloftes bevestig. Jesus se doop is dan ook vir ons 'n openbare bevestiging van sy identiteit. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees en die stem van God die Vader beklemtoon dan Jesus se goddelike roeping en die begin van sy bediening. Ons sien dan ook die volharding van Jesus Christus in versoeking is moontlik deur God se krag. En Jesus se oorwinning oor die versoeking in die woestyn toon vir my en vir jou dat volharding nie deur menslike krag alleenlik bereik word nie, maar deur afhanklikheid van God se leiding en krag. En dat in Jesus daai oorwinning vir ons moontlik is. En dis die hoop wat ek daai uitneem. Maar dan ook sien ons dat bekering en geloof is die pad na deelname aan die koninkryk van God. Want Jesus roep mense op om hulle te bekeer en die goeie nuus te glo, wat die nabyheid van die koninkryk van God aandui. Nou, wat kan ons hier uitneem, behalwe die bevestiging dat Jesus Christus waarlik
die Here is, die Messias is wat voorspel is, wat gekom is en wat God bevestig het in sy bediening. Eerstens, soos wat Johannes die mense voorberei het, so kan ek en jy vandag ons hart voorberei vir die koms van die Here, want Jesus het gesê, hy kom weer terug. Tweedens kan ons ook soos Jesus met oorgawe sy Vader gehoorsaam het, in alle opsigte, kan ek en jy Jesus kies om hom met oorgawe te dien, onder leiding van sy Heilige Gees. En dan natuurlik ook, soos Jesus gestry het teen die versoeking en gestaan het teen die versoeking en baie opmerklik die woord geken het, God se woord geken het om die versoeking te kon weerstaan met God se woord. So kan ek en jy ook deur gebed, skriflesing en afhanklikheid van God weerstand bied teen versoekings. En dan natuurlik die goeie nuus dat ons het hoop vir vandag, ten spyte van 'n donker wêreld daar buite. Die koninkryk van God is hier. Ek en jy verteenwoordig daardie koninkryk. Kom ons deel dit met ander mense, terwyl daar nog tyd is vandag. Groete en seënwense vir jou.